'n bietjie praat eintlik oor 'n onderwerp wat ek self eintlik mee worstel. Onderwerp ek dink wat baie 'n groot tema in elke persoon se lewe is. En ek wil saam met u die Here se aangesig soek en na sy woord draai om die oplossing te vind met hierdie probleem. So ek wil u vra om Romeine 15:11 u Bybel oop te maak. Daar sê Paulus hierdie woord, hy sê ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie. So ek wil nie net, en ek kan nie net teorie vir u gee nie. Daar is dinge wat die Here mee besig met my is, wat hy deur my werk. En een van daai dinge is vergifnis. Is vergifnis wat hy deur my werk. Enige iemand anders wat daai issue al oorwin het? Nou, dit is een van die moeilikste dinge wat God eintlik van ons as sy kinders verwag. 'n Man sê vir 'n vriend, jy weet ek sukkel 'n bietjie met mense wat my leed aangedoen het. Sy vriend sê, ag, weet jy wat, let them go. Hy sê, ja, dit is maklik vir jou om te praat. Ek het aan jou R100 geleen laas maand en jy het nog nie betaal nie. So is maklik om te sê, let go. Maar 'n mens, 'n natuurlike mens wil vashou aan die seer, hartseer, die bitterheid wat in sy lewe gebeur het, die teleurstellings. Maar die lewe gaan nie oor wat ons kan doen nie, maar dit gaan oor wat Christus deur ons wil doen en kan doen. En hy kan vergifnis en herstel deur jou gebrokenheid kan hy bring. Jy voel dalk nie of jy kan vergewe nie, maar die Christus in jou kan vergewe. En ek dink nie vergifnis, is vergewe en vergeet nie. Maar vergifnis is, as jy weer aan dit dink of onthou, is dit nie net 'n herinnering nie, maar dit is 'n herinnering sonder pyn en sonder die hartseer van die insident. Can't forgive and forget, but we can forgive what you can remember. Sommige vrou begin om Jesus se voete te soen in die huis van 'n Fariseer. En sy sê, hoofstuk 7 vers 45, 'n soen, sê Jesus vir die Fariseer, 'n soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sonde wat baie is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En terwyl ons van 'n prostituut praat Jesus van 'n vrou wat baie vergifnis in haar lewe ontvang het. En is dit nie wonderlik dat 'n mens God kan soen nie? En sy het geweet, sy kan God soen. Hoe soen ons hom? Met jou vergifnis aan iemand anders. Het jy geweet, Jesus se vergifnis aan die kruis was sy soen van vergifnis aan ons. En wanneer ons iemand anders vergewe, dan is dit ons soen van vergifnis aan God. As Christus ons so kon vergewe te midde van verwerping en bespotting en pyn, kan jy ook daai persoon vergewe. Ek kan amen kry. Weet, vergifnis beteken nie dat 'n sonde oorsien word nie, of goedgekeur word nie, maar dit beteken dat aan God kom die wraak toe. Aan God kom die wraak toe. Moenie uitstap en sê, ek gaan harder probeer om te vergewe nie. Sê eerder, Here, doen deur my, wat ek nie self kan doen nie.
Ek bedoel, vergifnis sê nie dat jy gee voor dat daar geen pyn in jou lewe is nie. Maar vergifnis is om liefde te kies oor wraak, om mense oor te laat aan God se geregtigheid. En dit nie self te doen nie. En jy weet, ek vergewe ook maar, want ek het besluit, ek gaan niemand toelaat om my uit die hemel uit te hou nie. Amen. Asaf, die profeet net voor Jesus se geboorte, en van die laaste profete, hy kyk na die goddelose, hoe hulle wegkom en voorspoedig is. En sy geloof word geskit. En in Psalm 73 vers 2 sê die volgende, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna gegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die Maar hy gaan, sê die Bybel, in die tempel in, en hy gaan in die teenwoordigheid van die Here in, en daar verander die Here sy fokus. Want vers 17 sê, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Op hulle einde gelet het. En as jy dink vergifnis is moeilik, dink aan hierdie profeet Hosea in die Bybel. Die een net voor Jesus se geboorte. Israel loop agter ander gode aan en God sê vir Hosea om 'n prostituut te gaan trou. Hosea 1:2 en hy sê dan begin die begin van wat die Here met Hosea gespreek het. Die Here het aan Hosea gesê, gaan heen, neem 'n vrou, 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afvallig te word. Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Bibliam, geneem en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar hier is plaas God vir Hosea in 'n huweliksverbond met 'n prostituut, om die verhouding wat God met ons het en die verhouding wat ons met die wêreld het uit te beeld. Hulle huwelik is gebroke, en dis nie gebroke omdat God iets verkeerds gedoen het nie, maar dis gebroke omdat die wêreld, ons, iets verkeerds gedoen het teen God. Hulle was unfaithful, want hulle het ander gode lief gehad, terwyl hulle God ook lief gehad het. En so God sê vir Hosea, jou huwelik gaan wees soos 'n tipe tussen God en Israel, om my lojaliteit en liefde vir jou te demonstreer, ten spyte van julle rondslapery en afgodery. En ek wil hê jy moet haar trou, ek wil hê jy moet haar huis toe vat, ek wil hê jy moet haar lief hê. En ek wil hê jy moet 'n gesin begin met haar. Is dit nie wonderlik dat ten spyte van ons ontrouheid, bly God getrou aan ons nie? Hy bly getrou, hy bly loyaal, hy vat ons terug, hy trou met ons en hy het ons lief. Jy weet, God wys ons dat toe ons alreeds sondaars was, het hy vir ons lief gehad. En die verhaal raak eintlik al hoe erger, want hierdie vrou besluit om Hosea te los, terug te gaan in hoerery, en sy los haar kinders, en sy gaan terug in prostitusie in. En Hosea dink, dis nou verby. Sy is die een wat ek gebreek het, ek is klaar met haar, onder die wet kan ek haar skei. Maar God sê vir Hosea, nou wil ek hê, jy moet teruggaan, haar terugvat. Ek wil hê jy moet haar terugkoop, vir haar betaal, en haar terugneem. Vergewe haar, en wees lief vir haar. Want dis wat Jesus gedoen het, toe ons weggestap het van hom af.
Hy neem ons terug uit slawerny en nie net neem hy ons terug nie, maar hy betaal sy prys, 'n prys vir jou. En hy sê, ek sal getrou bly en hy vat jou terug. Wees getrou aan my en ek sal getrou wees aan jou. En so het Jesus aan ons gesê, God het aan Jesus gesê, gaan vat jou bruid terug. En dis presies wat gebeur wanneer God ons vergewe. Vergifnis is nie om te sê dat wat gebeur het nie reg was nie. Vergifnis is om die reg op wraak aan God oor te laat. Jy weet, onvergifnis in 'n mens se lewe plaas 'n mens in 'n gevangenis. Plaas jou in 'n tronk. Die persoon wat ons seer gemaak het, beheer nog steeds ons hart. Vergifnis bevry nie net die ander persoon nie, maar dit bevry jouself. Amen? Want dit is 'n verspieëling van die hart van God. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy die volgende gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En selfs in sy grootste pyn het hy vergifnis gekies. Het was nie 'n gevoel nie, dit was 'n keuse. En God het ons vergewe toe ons dit nie verdien het nie. Wanneer onvergifnis 'n gevangenis hou en ons bitterheid koester, verloor ons vrede, ons word geestelik geblokkeer en ons dra 'n swaar las wat God nie bedoel het vir 'n mens om te dra nie. 'n Mens wat nie vergewe nie, drink gif en hoop die ander persoon gaan dood. En dis onmoontlik in hierdie lewe om aanstoot te vermy. Sê die Bybel, Lukas 17:1 sê, en hy het vir sy disippels gesê, dis onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom. It is impossible that offenses will not come. Impossible. En die woord aanstoot is 'n Griekse woord wat beteken skandalon. Wat praat oor 'n jagter wat 'n slaggat voorberei en onder die bodem sit hy hout, spykers en dan kamoufleer hy die gat en hy wag en hy stel die lokaas. En die rede hoekom dit onmoontlik is dat ons dit kan vermy is omdat dit gekamoufleer is in ons lewens. Jy sien dit nie. Dis gekamoufleer in jou verhoudinge. Dis gekamoufleer in jou huwelik. Dis gekamoufleer in mense wat jy die liefste het. But don't take offense. Don't take, it's called the bait of Satan. Don't take that bait. Want Satan kan nie jou redding keer nie. Maar hy kan keer dat jy blydskap en vreugde en vrede in jou lewe het en dis waaroor hy gaan. En al hoe hy dit kan doen is deur jou in onvergifnis te hou. Ek sê vir baie mense word nie vernietig deur sonde aan die buitekant nie, maar deur aanstoot wat hulle aan die binnekant neem. Wat 'n powerful oomblik was dit nie toe Erika Kirk, Charlie Kirk se vrou die volgende gesê het, I forgive that man. I forgive that man. Want genesing, vergifnis bring genesing. Vergifnis verander nie die verlede nie, maar dit verander wel ons toekoms. Toe Josef sy broers vergewe het God Josef se pyn gebruik om hom in 'n posisie te plaas, om 'n hele volk te red. Dit wat die vyand bedoel, kan jy saamstem, tot my skade, draai God om en gebruik tot my voordeel. God genees dikwels die wonde
wat ons aan hom oorgee. Dis 'n gevoel, dis 'n keuse, dis nie 'n gevoel nie. Moenie wag om te voel om te vergewe nie. Besluit om te vergewe en die gevoel sal beter raak. Die gevoel sal volg om te besluit. Jesus, ek kies om hierdie persoon te vergewe. Ek gee die saak in die hande. En dan derdens, vergifnis maak plek vir God se seën in my lewe. Waar bitterheid woon, sukkel vrede om te bly, maar waar vergifnis woon, vloei God se genade. Vergifnis maak jou nie swak nie. Dit maak jou sterk. Dit wys dat God sterker is as die pyn wat jy ervaar. Die kruis is die grootste bewys van vergifnis. Want Jesus het nie net sonde gedra nie, hy het 'n pad oopgemaak om versoening vir jou moontlik te maak. En wanneer jy vergewe, maak jy die deur oop vir God om genesing en vryheid en vrede in jou lewe te bring. Die krag van vergifnis. Lukas 23 sê Jesus, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Want bonatuurlike krag word vrygestel wanneer jy vergewe. Daar sou geen genesende krag wees as daar nie vergewende krag was van Jesus nie. Daar sou geen versoeningswerk gedoen word in die hemel of op aarde totdat Jesus gesê het, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe Jesus sê, Vader, vergewe, is die mag van Satan gebreek. Toe Jesus sê, Vader, vergewe, toe was daar 'n aardbewing. Toe Jesus sê, Vader, vergewe, word die gordyn van bo tot onder geskeur en is daar toegang vir jou en my. Maar dit het gekom omdat daar vergifnis gegee is. Dis die eerste stap vir dit wat God wil doen in ons lewens. Toe Jesus sê, Vader, vergewe, toe vloei die bloed van die 2 engele op die versoendeksel in die verbond, reg af tot deur die doderyk, wek dooies op, en dit gaan op tot in die hemele. En dit maak versoening vir ons, voor God. En die aantuigings teen ons is skoon gewas en uitgewis. Weet jy wat, Jesus kon nie sê, Vader, in u hand gee ek my gees oor, totdat hy gesê het, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen? Want God sal nie jou gees wil aanraak, tot jy eers vergewe het nie. Weet jy hoe jy vergewe sal word eendag? Soos wat jy vergewe. Weet jy hoe jy genade gaan ontvang eendag? Soos jy genade bewys. Ek kan nie die leksheid van bitterheid en onvergifnis bekostig in my lewe nie. Bitterheid is 'n suur wat sy eie houer vernietig. En wanneer Jesus sê, wat julle ook al bid, bind in die hemel sal op die aarde gebonde wees. So as ek iemand bind in vergifnis, dan bind ek myself in die hemel. Maar as ek vergewe op die aarde, maak ek myself vry in die hemele. En ek wil vir sê, dis wonderlik om vrygelaat te wees in hemelse plekke. Niks is dan buite jou bereik nie. Jy het 'n oop hemel in jou lewe. Jesus sê, wanneer jy bid, sê vergeef. When you pray, forgive. Markus 11, wanneer jy staan en bid, vergeef, as jy iets teen iemand het, sodat jou Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Want antwoorde op ons gebede word verhinder as ons nie vergifnis wys nie. Ons doen partykeer
Wanneer ons bid, doen ons eintlik die aanklaer se werk, want ons bring die ou wat iets teen ons gedoen het voor die Here en sê, Here, sort hierdie man uit. Maar ons doen klaar die werk van die aanklaer. Maar God sê eerder, seën hom. Seën hom. Nou wat moet ek met al die bitterheid doen? Die onvergifnis wat in my lewe is. Sluit die slotte oop, maak die deure oop en spreek mense vry. Amen. Spreek mense vry. Ek wil vir julle sê, jy's in die verkeerde godsdiens as jy die heeltyd offended is. Jy's in die verkeerde godsdiens as jy die hele tyd seer kry. Jy moet 'n dik vel en 'n sagte hart ontwikkel. En daar is niks wat die koninkryk van die bose so skade aan doen as wanneer iemand besluit om te vergewe nie. Terwyl ons met mense lewe, sal ons altyd mense moet vergewe. En dan uiteindelik is die grootste ene wat mens seker moet vergewe is jouself. Jy moet jouself vergewe. Krag van vergifnis. Daai vir Jakob, Esau het sy eersgeboorte reg van hom gesteel. En Jakob vlug. En elke dag dink Esau, hy gaan hom kry, hy gaan hom doodmaak, jou bedrieger, jou dief. En Jakob sien Esau eendag aankom. Vir 20 jaar het hy hom gesoek en hy val voor hom neer, hy buig voor hom 7 maal in vergifnis. En Esau is so verbaas daaroor dat die Bybel sê hy val van sy donkie af. En sy broer gryp hom en soen hom. En hulle huil saam en vergifnis vloei. En sy wraak en sy seer en sy bitterheid raak vry. En dit maak Jakob, wat die skuldige is, maak dit vry. En God breek die vloek oor Jakob met hierdie daad van vergifnis. En Jakob se naam word ingesluit in die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek wil vir julle sê, daar is niks so belangrik vir God soos vergifnis tussen sy kinders nie. Al het Josef se broers hom verraai en verkoop, weier hy om wraak te soek. En hy sê, as ek eendag bevelvoerder word, dan gaan ek hulle kry nie. Maar hy gebruik sy posisie om versoening te bring. Hy sê, wat julle teen my gedoen het, het God gebruik om vir my te wees. Laat jou skuldenaars vry. Hoeveel keer 'n dag? 70 maal 7, sê Jesus. 490. Is omtrent 2 keer, is omtrent 1 keer elke 2 minute. Petrus dink hy's baie oulik toe hy God vra, hoeveel keer moet ek iemand vergewe? Hy sê, Here, 7 keer. Want die Jode het geglo dat jy moet 3 keer op 'n dag moet jy mense vergewe, 3 keer. Petrus dink hy verdubbel dit sommer na 7 toe. Maar Jesus sê 490 keer. Daniël 9 vers 24, kies tog los daai ene. Maar die beginsel is die volgende. Ons moet vergifnis in bly. We gotta stay in forgiveness. Omdat jy dit 1 keer gedoen het, just stay in it. Bly in dit. Jesus vertel 'n gelykenis van 'n koning wat 'n man kwytskweld van 10.000 talente wat omtrent $33 miljoen is. En die koning spreek hom vry en die man dans daaruit en op pad uit kry 'n ander man wat hom slegs 100 talente skuld. En hy gryp hom en hy sit hom voor 'n hof en hy plaas hom in 'n tronk. En die koning hoor van hierdie man
En hy laat die man terugkom, en hy kanselleer sy kwytskelding. En hy trek sy vergifnis terug. Matteus 18:35, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Jy sien, ons kan nie 30 miljoen se vergifnis ontvang, maar ons kan nie 100 of $32 is eintlik die bedrag. $32 se vergifnis kan ons gee nie. Die grootste krag in die univers is die krag van vergifnis in ons lewens. En tot jy dit wat jy gevange hou nie vrylaat en vergewe en vryspreek nie, kan jy nooit vry wees nie. Psalm 32, 1-3 sê, welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe is, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie se gees geen bedrog is nie. Die gelukkigste mens op hierdie aarde is nie die ou wat die minste sonde gedoen het nie, maar dis die ou wat die meeste vergewe is van sy sonde. Tja, vandag vra jy dalk die Here, wie moet ek vergewe? En jy vra hom saam met my te staan. En die persoon, die situasie voor God te plaas. En te sê, Here, ek kies om vergifnis te gee vanoggend. Doen dit op aarde. Want ek weet, dit stel die krag van God vry. Nie net in my lewe nie, maar aan daai persoon se lewe. Bid Here dat hy tot bekering sal kom. Ek bid Vader dat U sy sonde nie aan hom sal toereken nie. Want U het my sonde het U vergewe. En daarom gee ek nou vergifnis. I do not take the bait of Satan. I let go of the offense. And I give your forgiveness that you've given me. I give it this morning to those that have sinned against me. In the name of Jesus. Ek spreek hulle vry. Ek maak hulle los. In die naam van Jesus. Dankie Here. Dankie Here dat die vryheid nou vloei. Dankie Here dat die genesing nou kom. Dankie Here dat bitterheid gaan en vrede in ons lewens posvat oor die krag van Jesus se vergifnis. Die gemeente sê amen en amen. Here seën julle. Ek weet daar's 'n bietjie sop wat julle kan kom geniet saam met ons na die tyd.